Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is nog besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 18 in die reeks. Maar kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord en die krag van u woord en dat u woord lewendig is. Here, en dat u vandag deur die lewe van u woord vir ons iets kom oopmaak rondom u liefde vir ons en rondom ons identiteit in u. Dankie dat u ons harte en ons oë en ons ore oopmaak om te sien en te hoor en te begryp wat u ons leer. Ons is so lief vir u, dankie dat u ons eerste lief gehad het. Amen. As jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my na 1 Johannes 4 vers 17. Hy word in die 53 vertaling as volg vertaal. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, en dis Jesus, want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Hy begin die vers met, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Die liefde het hierin volmaak geword. Waarin? In die feit dat ons soos Jesus is, nou in hierdie wêreld. Ek gaan nou meer hieroor sê, maar hou jou plek hier en dan blaai jy saam met my na Romeine 5 vers 8. Hier sê Paulus, onder leiding van die Heilige Gees, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God bewys sy liefde tot ons. God, die almagtige skepper van hemel en aarde, wat nie nodig het om enige iets aan enige iemand te bewys nie, kom bewys sy liefde vir ons. Hy het letterlik sy liefde vir ons bewys. Wat is die bewys van sy liefde? Die kruis. En gaan met die geleentheid om net so kort afdraai pad hier te vat. Maar dit is belangrik dat ek dit sê. Liefde is nie 'n gevoel nie. Die wanpersepsie dat liefde 'n warm gevoel in my maag is, of waar daai gevoel ook al vir party mense ontwikkel, is die rede hoekom so baie huwelike in die skei-hof opeindig. Want ek voel nie meer lief vir hom of vir haar nie. Man sê eerder jy voel nie meer lus vir hom of vir haar nie. Maar moenie lustigheid met liefde verwar nie. Liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n besluit. En jy manifesteer jou besluit deur reaksie of aksies. Ek wil dit dalk net weer sê. Liefde het niks met gevoelens te doen nie. Daai is 'n Hollywood idee van liefde. Liefde is 'n besluit. En jy bewys daai besluit deur aksies. En God stel die perfekte voorbeeld hiervan. Lees weer saam met my Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Wat is die bewys van God se liefde? Dat hy Jesus gee om vir ons te sterf. Wat sê Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Jy sien, liefde is 'n besluit en 'n keuse. God het gekies om ons lief te hê, en dit was verseker nie omdat ons lieflik was nie, alles behalwe. Romeine 5 vers 8 sê hy het sy liefde tot ons bewys toe ons nog sondaars was. Vers 10 gaan so ver om te sê dat ons deur Jesus met God versoen is terwyl ons nog vyande was van God. Kan jy sien dat God se besluit om ons lief te hê het absoluut niks met gevoelens te doen gehad nie. Want hy het gekies om ons lief te hê en sy liefde aan ons te bewys toe ons nog sondaars en vyande van hom was. Hoeveel mans sal vandag nog getroud bly, wanneer hulle vrouens hul vyande word? Hoeveel sal dan al lewens opoffer om hul vrouens terug te kry? Nee, maar Jacques, jy ken my vrou nie. Dis onmoontlik om haar lief te hê. My ou, jy het geen idee wie ek was nie. Ek was verslaaf aan pornografie, soos in totaal en al. En asof dit nie genoeg was nie, het ek my vrou herhaaldelik verneek met ander vroue. Nie een keer nie, herhaaldelik. En ek sê dit nie met trots nie, ek is bitter skaam daaroor. Ek was 'n monster. Ek was alles behalwe lovable. En weet jy wat het my vrou gedoen? Sy het elke dag steeds vir my gebid en my steeds lief gehad. Sy was steeds goed gewees vir my en het elke dag met groot liefde vir my die lekkerste kos gemaak. Sy het nie vir een dag opgehou om vir my te wys dat sy my liefhet nie. En die dag toe ek tot my sinne gekom het en die Here my lewe regterkant boontoe gedop het, was my vrou die eerste, na Vader, om my te vergewe
En hier is ons na 23 jaar onbeskryflik gelukkig getroud. Jy was 'n vyand van God en dis juist toe dat hy gekies het om jou steeds lief te hê. En nie net dit nie, maar hy het nog verder gegaan. Hy het sy liefde aan jou bewys toe jy nog sy vyand was. Vyand. Nie oulik nie, vyand. Nie so amper daar nie, vyand. Ek kan jou verseker, dat as jy begin om aan jou vrou te bewys dat jy haar lief het, deur vir haar dinge te doen sonder dat sy daarvoor vra of dit verwag, gaan jy binnekort 'n heeltemal 'n ander vrou hê. Begin vir haar die kar se deur oop te maak, al is jy al 20 jaar getroud. Ek doen dit en dit laat my vrou super spesiaal voel, want sy is spesiaal vir my. Begin om vir haar koffie in die bed te vat, sonder dat sy vra. Vat vir haar die swart sakke uit, voor sy vra. Tap vir haar badwater, doen vir haar iets in of om die huis wat sy gewoonlik doen. Gebruik bietjie jou verbeelding man, om vir haar te wys, sy is nog steeds die spesiaalste persoon in jou lewe, en ek kan jou verseker, jy gaan die vrugte daarvan geniet. Bewys bietjie jou besluit van liefde vir haar, nie omdat sy dit verdien nie, nie omdat jy so voel nie, maar omdat jy dit besluit het. En omdat jy kies om dit vir haar te wys. Maar oké, terug by ons gedeelte. So die bewys van God se liefde vir ons was Jesus se kruisdood. Maar 1 Johannes 4 vers 17 sê 'n interessante ding. Hy sê hierin het die liefde by ons volmaak geword. En ek weet jy kan hierdie op baie verskillende maniere interpreteer, maar hier is iets moois wat ek hierin gesien het. Die volmaaktheid van God se liefde is om ons te gee wie en wat Jesus is. Die volmaaktheid van sy liefde was die opstanding. Deur die opstanding het ons verkry wie Jesus is. Die bewys was sy kruis, maar die opstanding was die volmaaktheid. Dit is deur sy opstanding wat ons mede-erfgename van Jesus geword het. Dit is deur sy opstanding wat dit vir ons moontlik geword het om kinders van God genoem te word, in Jesus. As Jesus nooit opgestaan het nie, sou ons nooit God se kinders kon wees nie, want ons is kinders van God in Jesus, maar in die lewende Jesus. Dit sou my niks gehelp het om 'n kind van God te wees in 'n dooie Jesus nie. Ek hoop dit maak sin. Maar ons is kinders van God, deur sy opstanding in Jesus. So die bewys van sy liefde was die kruis. Die volmaaktheid van sy liefde was om ons dieselfde plek, identiteit en autoriteit te gee as Jesus. Soos hy is ons in hierdie wêreld, seuns van God. Ons verantwoordelikheid is nou om hierdie waarheid, hierdie identiteit te glo en daarin te groei tot die volle grootte van Christus, volgens Efesiërs 4 vers 13. Maar ek gesels in ons volgende episode meer hieroor. Here, dankie dat U nie geskroom het om U liefde vir ons te bewys nie. Ons hoef nie hoendervleis te kry om te voel dat U ons liefhet nie. Ons het 'n bewys en dis die kruis. Maar dan het U ook vir ons iets baie moois kom doen en U deur die opstanding ons in Jesus geplaas. Ons is nou wie Jesus is in hierdie wêreld. U het vir ons 'n nuwe identiteit gegee. Ons is eintlik 'n nuwe spesies, want ons is in Jesus. Ons is U seuns en U dogters. Help ons, Here, deur die Gees, om hierdie waarheid te glo, om hierdie waarheid te vat en om dit te leef. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.